soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbytsake song. Tyd vir ontbytsake, julle gunsteling program. Goeiemôre en baie welkom. So die honeymooners, dis nou Rian en Vas die Manser, hulle is terug en van die van julle wat nie weet nie, hulle is intussen getroud en hulle het van Kalifornië na Hawaii geroei om te gaan witbrood hou. En dit nogal alles in 'n rekordtyd. Welkom terug julle twee. Rian, het jy dan nie vliegtuigkaartjies gehad? Shame, ek dink ek wou 'n goeie storie hê vir my kinders eendag. Ek dink hierdie een is. Ek meen, kan jy met so 'n man getrou het? Wel, ek gaan nou sien, want ons is nou pas weer 4 maande getroud, so het gaan sover goed. Baie geroei op julle witbrood. Goeiemôre. Jy is onlangs getroud nie, maar. Ja, maar ek het nie nergens hier geroei nie. Ek is nie so 'n brawe vrou nie. Ek hou van op land, voete plat. Ek los hy avontuur maar vir jou hoor, Vastie. Ons sake fokus is vandag aan die sentrale voorstede van Pretoria en ons kyk na 'n hele paar besighede vandag. Renet, ek gaan vir jou niks vra nie. Goeiemôre. Nee, hou op met die roeiery. Die top 10 pinotage wyne is sopas aangewys en ek maak vandag een gereg om 2 verskillende pinotages wat vir die eerste keer die top 10 gehaal het, naamlik die Knorhoek se Two Cubs en Perdewerf se Dryland Collection pinotage te komplementeer. En een het koffie in en die ander het bessie in, so daarbey maak ek vark Kassler chops in koffie gemarineer en askoeke met 'n bessie en pruim vulsel. Nou, dit klink alles baie lekker. 'n Lang arm. Goeiemôre aan jou. Gaan dit goed, Ja, David? die boonste raak. Dis goed, man. Het jy geroei op jou witbrood? Dis 'n Hierdie man gaan verduidelik wat hy aangaan het. Ek weet nie mooi. Jo, dis 'n taai, maar ons gaan die storie hoor. Soos hy sê, dis 'n lekker storie. So ons gaan dit nou alles ons maak ook 'n bietjie later die top 10 pinotages bekend hier in die ateljee. So kom ons begin met 'n lekker vol program. Eerste natuurlik die weervoorspelling. Ontbytsake se weervoorspelling word geborg deur Ubaru, die trotse verspreider van leeupompe. Ubaru, in lyn met die boer. Ja, die land wat nog steeds in die greep van die droogte is. Die winterreënvalstreek is 'n seisoen wat amper klaar is, damvlakke nog steeds laer as laas jaar. Nog vroeg in die seisoen in die somerreënvalstreek, maar ons weet hoe die damvlakke hierso lyk. Ongelukkig nie hierdie week heelwat reën wat voorspel word hier. Daar is wel 'n klompie koue fronte wat oor die land gaan beweeg. Die eerste een nie baie goed ontwikkel nie, wat Saterdag oor die westelike binneland inbeweeg met enkele reënbuie wat langs die suidwes en suidkus kan voorkom. Hierdie stelsel gaan oor die noordooste van die land inskuif teen Sondag met reënbuie langs die suidoos en ooskus sowel as die Laagveld, bewolkte weer met 'n paar miskolle wat oor die noordoostelike gedeeltes van die land kan voorkom. Jy kan sien in die weste gaan dit vinnig warm word met aflandige lugvloei wat die maksimum temperature hier gaan opstoot. Hierdie aflandige lugvloei gaan teen Maandag uitbrei tot oor die noordooste van die land, heelwat warmer met die brandgevaar wat ook hoog gaan wees. 'n Sterker koue front wat die land nader vanuit die weste uit, rukwinde wat oor die Karoo kan voorkom, ook 'n stewige noordwestewind langs die Skiereiland en soos wat hierdie stelsel oor die land inbeweeg, gaan dit heelwat kouer word vanuit die weste uit. 'n Beter kans vir reënbuie langs die wes, suidwes en suidkus sowel as die aangrensende binneland, soos wat hierdie stelsel oor die land inbeweeg. Ook die koue wat natuurlik aangedui word, wees maar net bewus daarvan, heelwat laer temperature wat verwag word. Die boligtrog wat hier aangedui word oor die sentrale gedeeltes van die land, ongelukkig nie so goed ontwikkel nie. Ons soek daai stelsels hierdie tyd van die jaar, maar hierdie ene gaan net vir ons enkele buie en donderbuie bring oor die noordooste van die land met 'n reënbui of 2 langs die suidooskus as gevolg van die koue front wat oor hierdie streke inbeweeg. Kom ons kyk na die temperature vir die naweek. Matige tot warm temperature Saterdag oor die noordooste van die land. Sondag as gevolg van die koue front temperature wat sal daal met miskolle oor Johannesburg en Nelspruit. Sonnig oor die Vrystaat, Bloemfontein 24 die maksimum vir Saterdag. Oor KwaZulu-Natal sal dit aangenaam wees Saterdag, Sondag effens koeler, gedeeltelik bewolkte toestande met daai kanse vir reënbuie as gevolg van daai koue front wat oorbeweeg. Ook kanse vir reënbuie langs die Oos-Kaapse kuslyn Port Elizabeth 12-22. Dit sal opklaar soos wat die stelsel verby beweeg.
Port St Johns 14:22 vir Sondag, De Aar oor die Noord-Kaap 38. Kaapstad 6:21 vir Saterdag, Bredasdorp 10:20 effens koeler as gevolg van die koue front. Kyk hoe herstel die temperature as gevolg van die aflandige lugvloei. Kaapstad 'n maksimum van 28, Kalvinia 27 vir Sondag. Meestal sonnig oor die Noord-Kaap en Namibië, Keetmanshoop 26 vir Saterdag, Kimberley 31 vir Sondag, gedeeltelik bewolkte toestande wat voorspel word oor Walvis Bay, effens koeler, 'n maksimum van 19 vir Sondag. Daar wees volgende aan die beurt met nuus uit die ekonomiese sektor. Ubaru met meer as 85 jaar se ondervinding in die landbousektor is voorware staatmaker en die trotse borg van ontbytsake se weervoorspelling. Ubaru, in lyn met die boer. Net so terloops, ek het 'n goeie nuus storie in 'n rapport vanmôre gaan lees dit. Maar ek reken die groot storie is seker maar die fooie wat moet val. Kan ons dit bekostig? Is dit moontlik om hoër onderwys of universiteitsonderwys te gee gratis sogenaamd in Suid-Afrika? En die antwoord is ja, ons kan dit sekerlik gratis doen. Ons kan ook sekerlik gratis onderwys gee vir al die onderwys. Ons kan ook sekerlik gratis mediese dienste gee aan almal in die land. Maar ons kan nie alles doen nie. Ons het net eenvoudig nie geld nie. Die realiteit is dat Suid-Afrika se kapasiteit om al meer en meer goed vir mense te gee, is net eenvoudig opgebruik. So ons moet as 'n land bymekaar kom en ons moet besluit wat ons prioriteite is. En ons prioriteite moet ons dan 'n lysie van maak en besluit ons gaan nommer 1 dit doen, nommer 2 dit doen, nommer 3 doen en verder gaan ons nie goeders kan doen nie, want ons het eenvoudig nie genoeg fondse daarvoor beskikbaar nie. Maar is dit 'n goeie idee om vir iemand sogenaamde gratis universitêre opleiding te gee? Ek dink nie so nie. Ek dink dit is baie belangrik dat elke ou sy deel betaal daartoe, want as jy nou werklik wil hê iets moet duur wees, dan moet jy dit verniet maak of jy moet dit gratis maak, dan kos dit eers 'n klomp geld. So ek dink nie so nie, maar daar's niks mee verkeerd om verdienstelike studente te help op 'n of ander manier nie, 'n of ander tipe van fonds, en daar is sekerlik so 'n fonds beskikbaar. Ongelukkig, soos gewoonlik, as 'n ding onder beheer van die politici is, word dit uiters swak bestuur. Is dit 'n goeie idee om miskien die ryk mense meer te belas? En die antwoord is nee, die ryk mense betaal reeds die meeste van die belastings. As die ryk mense verder gaan belas in Suid-Afrika, direk of indirek, dan loop ons die risiko dat ons 'n verdere groot skade aan die Suid-Afrikaanse ekonomie gaan aanrig. Behalwe dit, as die universiteitsfooie duurder maak vir ryker mense, gaan van hierdie ryker mense net eenvoudig hulle kinders nie meer na hierdie universiteite toe stuur nie, en dan gaan hulle na ander universiteite toe stuur. Maar die ding wat my die heel meeste pla is dat hierdie ding wat aan die gebeur is by die universiteite en die wyse hoe die hele ding hanteer word, is dit baie duidelik dat ons het hierdie gewelddadige gemeenskap geraak. En as ons iets wil hê, dan breek ons goeders. En ons met daai siklus van geweld moet ons sekerlik stop. Dit is nie hoe mens konflik hanteer nie. Die manier om dit te doen is by mekaar toe kom as 'n land en besluit wat ons prioriteite is. Meer geld na 'n ding toe gooi is nie altyd die antwoord nie. Hier nou gee Jan Arm vir ons die landbounuus. Die landbounuus word met trots aangebied deur John Deere Financial. Veeplaas, trotse borg van ontbytsake se landbounuus. In vandag se landbounuus, die wêreld se eerste in vitro buffelkalf word gebore, 'n rooi vleisprysstyging in die vooruitsig, toppresteerders in die sagte vrugtebedryf vereer en die Alpha Expo is om die draai. Die eerste in vitro buffelkalf ter wêreld is op die plaas van Frans Stapelberg naby Marble Hall gebore. Die kalf is die produk van 'n in vitro bevrugting en embrio oorplasing. Dr. Morney Delarey, 'n bekende veearts in die Britse omgewing, het die werk gedoen. Paul Makube, 'n senior landbouekonoom by FNB, het in 'n persverklaring gesê dat rooi vleispryse na verwagting met minstens 9 tot 15% sal styg tot Desember. Alhoewel die veeaanbod tans redelik stabiel is, word verwag dat die groter vraag wat met die veeseisoen gepaard gaan, die aanbod onder druk sal plaas. 7 toppresteerders in die Suid-Afrikaanse sagte vrugtebedryf is onlangs by 'n glansgeleentheid op Somerset Wes vir hulle uitsonderlike bydrae tot die bedryf vereer. Dr. Piet Stassen is onder andere gekroon as innoveerder van die jaar en Jack van Dyk as bedryfsleier van die jaar. Verskeie ander toekennings is ook gemaak. Die heel eerste Alpha Vee Expo vind aanstaande week vanaf 27 September tot 1 Oktober in Parys in die Vrystaat plaas. Die 5-dag landboufees het 'n propvol program wat wissel van werkswinkels tot veeuitstallings, as ook 'n interrasbeoordeling en veiling. Aspekte soos kuilvoer, genetika, dieregesondheid en intensiewe skaapboerdery sal aandag kry. Ek wil julle ook herinner dat die Summit Wildlife veiling op Saterdag 1 Oktober om 12:00 in Graafrenet plaasvind.
Ons het verlede week gesê dit is in Graamsstad en ons vra om verskoning. So wildboere maak 'n nota, dis in Graafrenet en daar sal stoetdiere en diere vir die gewone wildboer beskikbaar wees. Net hierna gesels Dawie en Tim oor die week se belangrikste nuusgebeure. Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Koop 'n nuwe John Deere 5E of 5EF reeks trekker en finansier dit teen prima minus 9% gekoppel. Bepalings en voorwaardes geld. Ons nuusman van die week soos gewoonlik Tim Du Plessis. Weet jy, ek weet nie waar om te begin nie, Tim. Ja. Ek weet nie so baie nuus. Kom ons kyk, maar All the King's Men dink ek is besig om te val. Dis miskien die nuus storie. Ja, ek dink dis een van die groot stories, maar hierdie week, en jy het nou die storie van die nuus van die week was die studentebetogings in Gelde moet val. Jy het dit baie goed behandel, ek meen dis die hele punt daai. Maar daar sou kan in die tussentyd het ander goed begin roer. Raai wie's terug? Claudie. Hy was so 'n bietjie weg gewees vir 'n rukkie. Hy was 'n oombliekie weg. Hy was so 'n bietjie, jy weet, hy het 'n bietjie laag gelê na die verkiesing en so. En so toe kom maar nou 'n appelhof uitspraak. Die hof het mos nou bevind hy is nie geskik vir sy pos nie. Hy moes nooit aangestel gewees nie. Toe appeleer hy. Toe verloor hy in die appelhof soos hulle sê 6 stroop, 6 stroop, 6 stroop, jy weet. En hy sê so toe moet hulle nou 'n plan maak. Toe moet hy huis toe gaan. Hy kan nie werk nie en dis 'n hele probleem. Toe probeer die SAIK raad en dit was die interessante nuus. So kom ek sê Claudia is terug. Toe het elemente binne in die SAIK raad het toe nou begin om te kyk met 'n proses of hulle hom nie kan aanstel by die agterdeur inbring as waarnemende uitvoerende hoof of in een of ander sodanigheid. Maar die hof het gesê die man is nie geskik vir die job nie, punt. Maar weet jy, maar ek dink die belangrike storie is hier so is Claudie, hy is nou die baas of hy was of hy is 'n soort van die baas van die ANCIK, die SAIK. Okay, easy Tiger. Maar hy is maar hy is een van die Zuma manne. Ja, is reg. En so dis nou nog een van die Zuma pionne wat lyk het 'n soort van geval het. Ek dink nie hy kan dit oorleef hierdie een nie. Wel, dis baie moeilik. Ek weet hy was hierdie weekie by die werk gewees nie. Ek sien in die Vrydag sê in die Mail and Guardian, nee, ek's maar hier by die huis in Vanderbijl Park, jy weet, en dis lekker en Maandag was lekker en Dinsdag was lekker. Maar blykbaar is en dit hoef net oor rondklaar praat. Ons kan nou oor die ander goed, maar het hy die plek so bestuur daar dat niemand kan sonder hom kan die plek omtrent nie funksioneer nie. Want daar's nie bekwaam genoeg mense in die tweede liga wat kan oorneem as wat hy nie daar's nie. Maar Dawie is heeltemal reg. Sy nommer is op. Maar jy weet, jy sê nou hy is so vreeslik bekwaam en daar niemand anders wat bekwaam is. Maar hoorie, bekwaam is 'n groot en 'n sterk woord as jy kan nie daai bekwaam en die woord Claudia in een sin gebruik nie. Of kan 'n mens? Wat sê hulle in die land van die blindes is een oog koning, jy weet. Ek meen so dan in die land van die blindes kan 'n ou net een oog baie bekwaam wees. Ek dink, jy weet, sy nou more. Nou trek jy ding na die politiek. So 'n bietjie wat in die afgelope tyd begin gebeur het en dis waarna ons moet kyk, jy weet. Is die president se soos jy nou gesê het, Humpty Dumpty's men, maar die president se groot man, hy's nie, jy weet, Humpty Dumpty was klein geweest. Hulle is besig om die wind waai bietjie wes vir hulle. Verlede week was Benetton Klemeza, die hoof van die Valke, was voor die parlement geweest. Ons het hom op televisie gesien. Hy het 'n ontsettende swak indruk gemaak. Sy twee bondgenote in die hof, Nomgcobo Jiba en hulle is nog daar. Mergwebe is nog daar, maar hulle kan nie funksioneer nie. Ek meen hulle is in elk geval op verlof gesit, spesiale verlof. Hulle kan nie funksioneer nie. Dit lyk en ek dink ons het dit verlede week gesê, dit lyk asof die gety begin draai. Claudie, jy kan sien hierdie poging om hom aan te stel, die versoek is vir die raad om hom aan te stel net tot Desember toe. Nou wonder mense, hoekom dan nou net tot Desember toe? Jy weet, wat is dit nou? Dis 3 maande van nou. Wel so wat jy nou hier so sê, wat besig om te gebeur is, laat daai kringetjie, daai magskringetjie van Zuma is besig om kleiner en kleiner te word. Maar en hulle kom onder al meer en meer druk, jy weet. En wat ons gesien het van hom en ook natuurlik die daarso by SARS wat die teespoed gekry het daar. Ja. Wat mens gesien het van die president. Ja, dis reg. Wat mens gesien het van hom is die oomblik as die wind sleg waai dan so vir die ouens dan gooi hulle, jy weet, voor die ploeg. Wel die groter politieke narratief soos hulle sê is dat die druk word in besig om al meer en meer op te laai teen Zuma. En wat gaan hy doen? Gaan hy spring of gaan hy beklei? Hy gaan veg tot die bitter einde toe. En al hierdie mense om hom, al hierdie name wat ons noem en 'n hele klomp konsentriese kringe buite hom en so, hulle gaan terugveg. Want dit gaan oor groot stakes, dit gaan oor groot bedrag geld, oor groot salarisse en groot geleenthede vir tenders en so. En daai terugveg wat die baie skade aan hierdie land en aan die wisselkoers en sulke goeders gaan doen. Willem Mason, hy is volgende aan die beurt en dan sit Langarm met die sportnuus.
Ga na ontbytsake.co.za en kry kontakbesonderhede van al die ondernemings wat weekliks op die program verskyn. Al wat jy moet doen is klik op Sake Fokus. Ontbytsake is 'n graad 3 BEE gegradeerde onderneming. Dit beteken jy kan BEE punte kry as jy by ons adverteer. Die afgelope paar weke het ons gefokus op lewenstylsiektes en die navorsing en produkontwikkeling waarmee sekere versekeringsmaatskappye voor 'n dag gekom het. Die eerste groot voordeel van die regte lewenstylsiektepolis is dat dit op die diagnose van 'n lewenstylsiekte uitbetaal. En aanvanklik het net enkel bedrag uitbetaal, wat jy natuurlik kon aanwend om jou huis, jou woonplek of jou omstandighede verander om by jou nuwe lewenstyl aan te pas. Dink net, hoeveel goed moet verander en in jou omgewing as jy iets oorkom en jy in 'n rolstoel gekluister is. Jy het dadelik 'n ander lewenstyl. En uiteindelik die nuutste ontwikkeling om nie net 'n enkel bedrag uit te betaal nie, maar ook 'n maandelikse inkomste daarbey. Enkelbedrag uitbetalings het 'n spesifieke doel, maar ons vergeet maklik van die maandelikse uitgawes wat nie staak as ek of jy siek word nie. Byvoorbeeld die water en ligte rekening, skoolgelde, selfoonrekening, jou ander versekeringspremies en veral jou korttermynversekeringspremies en verskeie ander maandelikse verpligtinge. Spesifieke goed wat elke maand betaal moet word. Daarom die noodsaaklikheid om altyd te kyk na 'n kombinasie van 'n enkelbedrag uitbetaling en 'n maandelikse inkomstegewende produk, veral as dit kom by lewenstyl siektedekking. Nou volgende week kyk ons na oplossings as jou mediese fonds nie al jou mediese uitgawes of onkostes kan betaal nie. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Nou ja, kom ons wees eerlik, die manne in groen en goud sukkel. En ja, dis maklik om negatief te raak oor die Springbokke se vertonings, maar daar is altyd 'n silwer randjie en ek dink ek het eene gevind. Die stukkie hoop wat vir Springbok ondersteuners loer oor die horison is die opkomende wedstryd teen Australië op Loftus. Nou op huidige vertonings moet Australië gunstelinge wees nadat hulle die Argentyne makliker as verwag geklop het in Perth. Maar daar is een groot faktor wat tel in die Bokke se guns en dit is die feit dat die wedstryd op die Hoëveld gespeel word. Die Wallabies se rekord op die rand lyk meer bedroef as my wiskundepunte op hoërskool. In 16 wedstryde teen die Springbokke in Johannesburg en Pretoria kon Australië slegs 1 wen. En hierdie oorwinning was 'n volle 54 jaar gelede, 'n 11-9 naalbuiter op Ellis Park. Op Loftus Versveld kon die Wallabies nog nooit sukses maak in 6 wedstryde teen die Bokke nie. Inteendeel, op gemiddeld teken Suid-Afrika dubbel soveel punte as hulle teenstanders in goud aan wanneer die twee mekaar pak in die hoofstad. Die gemiddelde telling is 32-16 in die Bokke se guns. Nou dit is waar dat so 'n resultaat waarskynlik nie homself gaan herhaal eers komende naweek nie, maar as die Springbokke ooit 'n wen nodig gehad het om hulle skip weer op koers te kry, dan is die wedstryd op Loftus 'n gulde geleentheid as mens volgens die geskiedenisboeke gaan. Ons weet die geskiedenisboeke het nie altyd vertel nie altyd die ware storie, maar kom ons kyk. Ek dink hulle het 'n goeie kans. Nou is dit oor na Renet wat begin met vandag se gereg. First Choice se Velvet Desserts is te kry in 4 geure. Eet dit net so, klits dit tot 'n mousse of vries dit vir roomys. Dit bly heerlik. Pinotage is 'n reg Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Nou ja, ons doen vandag koffiekassler, bessie askoeke en 'n appelslaai om by hierdie twee wonderlike nuwelinge te gaan. Nou, as ietsie vir my opgewonde maak, is dit mense wat vir die eerste keer 'n deurbraak maak. Nou, ons het 2 cups Pinotage en die Dryland Collection van Perdeberg. Pruime, viooltjies, bessies, vanilla, selfs spookasemgere, al daai, plus nog die agtergrond van mokka. Dit is so koffierige geur wat Perdeberg se Dryland Collection Pinotage 2014 vir jou gee. En dan saam met hom, as tafelmaat vandag, is Knorhoek se 2 cups Pinotage, meer eikenhout en ryp piesang, maar ook duidelike sappige ryp bessie geure. Albei hierdie word sterk aanbeveel by braaigeregte,
lekker vir braaidag, né? Erfenisdag, braaidag. Ja, varksvleis, lamsribbetjies, wildsvleis, selfs sterk kase. Nou ja, ek het ietsie vinnig oor die kole te trek saamgebring terwyl dit nou braaidag is. Ek het sommer vark Kassler choppies gevat en hulle gemarineer in 'n sterk koffieoplossing met 'n bietjie speserye by. Jy kan enige spesery van jou keuse, maar onthou my resep sal jy kry op die webwerf. En dan laastens gaan ek 'n bietjie suiker of heuning net voor ek klaar gerooster het, anders dan gaan hy swart word. So die naaste wat ek aan 'n braai gaan kom vandag is my oond se boonste rooster. So ek gaan hulle baie naby aan die rooster vinnig gaar maak en dan gaan ons lekker eet. Intussen gaan Eloise eers gesels met Rian en Fasti Manser, die avonturiers wat nou pas terug is van hulle Californië en Hawaii geroeiery om te gaan witbrood hou. Jy het jou hele hart aan my toe vertrou. Dis die mooiste geskenk tussen my en jou. En ek sal alles doen om jou gelukkig te maak. Jy hoef nooit te wonder hoe ek voel, want my hele hart is vir jou bedoel. Ek wil hê die hele wêreld moet weet. Oor die wye vlaktes, oor die kranse wat 'n antwoord gee. Na die hoogste hemel wil ek skree, ek is lief vir jou. So lief vir jou. Mag elke echo jou Janita sing daar lief vir jou. Julle tweetjies is lekker om julle weer terug te hê, maar ek staan verstom na die tawwe witbrood wat julle deur gegaan het. Is julle nog steeds lief vir mekaar of liewer? Ek dink liewer. Liewer vir mekaar. Elke dag seker 'n bietjie meer. Maar ongelooflik hoe domme persoon voel wanneer jy 2 dae in die trip is en jy's in daai stille oseaan is 'n moeilike plek. En ek onthou net hoe ek en Fasti vir mekaar gekyk het en gesê hoe dom kon ons wees om weer te besluit om met daai klein bootjie te klim. Dit was belaglik. 1.5 meter op 'n witbrood. Dis 'n bed se grootte, nie 'n boot se grootte nie. Hierdie keer het ons eintlik toe ons 'n bietjie gestry het. Jy stry altyd op 'n klein bootjie. Dit Nooit. gebeur. Ek sal dit glad nie kan dink nie. En hierdie keer het ons uitgegaan. Ons het gesê ja, ek gaan buite sit en dan gaan sit jy buite en klip jouself in dat jy nou nie die branders jou nie afspoel nie en dan spandeer ons 10 minute Dan sit jy maar buite. En kyk vir die see. Ja. Die eindelose 10 see. minute later weer beste vriende. 10 minute. Wow, dit is seker relatief as jy die hele dag op die water sit, nee. Kan dalk 'n uur gewees, maar dit voel soos 10 minute. Nee, shame. Ons het ons is baie happy om terug te wees in Suid-Afrika. Dit is ongelooflik. Ons voel sleg dat ons dit sê, maar die trip was ongelooflik. So happy dat ons terug is. Ja. Wag, ek wil hê julle moet kyk na hierdie klein greepie, videogreepie. Kyk dan praat ons daaroor. Sê wat gebeur het? Yeah, we just got capsized now. Massive wave just hit us. We've been trying to go against the swell. And it's been the right idea, but shucks, it was unlucky for us. Unlucky. Yeah, we're both a little bit rattled. We're going to try and just get ourselves right now. The boat cabin was filled with water. I could see water through the hatch. It was very scary. But yes, I just got my bleeding a lot. Ja. Can you see the cut? No. Can't you? Dan kan nie nou kyk. Okay, don't worry. Okay. Kyk, okay. I think just sort out electrics. I am fine. Okay, cool. Ek gaan. Hoorie, meeste mense bestel in hierdie tyd op hulle honeymoon nog 'n skemerkelkie en jy kyk in sy bebloede gesig vas. Wat hardloop deur jou kop in daai oomblik? Dis Eloise, dit was dag 2. Jy weet, die trip het nog nie eens begin nie. Ek het nooit verwag dat dit ons honeymoon gaan wees nie. So iets wat jy het mos 'n ander idee van 'n honeymoon. Verstaan jy? Jy dink aan mense wat cocktails drink en op die strand lê en dit was ons honeymoon. En jy lyk redelik bang daar. Ja, het was 4:00 in die oggend. Ek onthou ek was vas aan die slaap. Ek onthou dit gevoel. Ek sê vir mense dit was asof ek in 'n kar ongeluk was. En ek het net onthou hoe ek so vlieg aan die kant van die kajuit slaan my kop teen die deel van die
boot, kop oopgesny, op vastie geval en toe was die boot onderste bo. Ek kon die water onder die kajuit sien en ek het net gedink, ek sê vir Vastie, 2 dinge wat ek gedink het in daai splitsekonde. Is Vastie okay? Wat het met haar gebeur? Ek het hard op haar nou geval. En tweedens, gaan dit die einde van hierdie storie wees? Is dit die einde van hierdie attempt wat ons nou probeer maak om Hawaii toe te roei? Op dag 2. Sure. So nou, hoe kry jy dan jou gees weer reg vir die volgende paar weke? Nee, jy sien, ek dink ek het 'n bietjie gesukkel om my gees weer reg te kry. Ek het heeltemal 'n ander idee gehad. Dit is snaaks dat ek dit sê want ons het dit al gedoen toe ons New York toe geroei het en ek het geweet wat kom, maar dit voel of ek nie geweet het wat kom nie en daai eerste 3 weke was vir my 'n bietjie erg op pad boot. Dit was nie lekker nie. Shame, Eloise, dit was om Vastie so te sien. Vir my was dit die eerste keer dat ek gedink het, miskien moet ek die touie ingooi of ek moet nou sê luister, dit was nou genoeg van Vastie. Het regtig daai eerste 2 weke bietjie swaar gekry. Nee, ons gaan nog verder hier krap in hierdie se honeymoon. Wow, ek is so bly my Minty dit voorgestel ek mag hom dalk in 'n ander kamer laat slaap daarna. Daarby gesels net die naam met Willem Smit van Dynamica. Die ekonomie knyp en advertensiekoste is duur, maar ontbytsake bied bekostigbare opsies vir televisieblootstelling. Met 100 000 kykers per week is jy verseker jou produk of diens sal raak gesien word. So bel ons en bespreek jou plek op ontbytsake, want ons is daar vir die klein en medium besighede van Suid-Afrika. Hy's al ou bekende hierso, Willem Smit natuurlik van Dynamica. En Willem, goeiemôre en weer 'n keer baie welkom, lekker om jou hier te hê. Môre Dawie, dis altyd lekker vir my om hier te wees. Ons praat nou van almal praat altyd van bemagtiging en bemagtiging. Hoe belangrik is dit vir julle om vrouebemagtiging? Is dit ook belangrik? Natuurlik is dit belangrik. Jy weet, ons het by ons vroue daar het ons nou 'n navraag gekry. En ons het die behoefte by dames opgetel. En dit is dat die dames vir ons sê, ons weet te min van finansies. Ons weet te min van ons man se finansies. Ons weet te min wat gebeur as my man tot sterwe kom, die soort van ding. En ons het agtergekom dat dit ontsettend belangrik is om dames finansiëel ook te bemagtig. En hoe doen julle dit? Wel, hoe dink ons om dit te doen eintlik seker? Ja, kyk, ons het gedink ons wil nou 'n spesifieke beleggingsseminare vir dames begin hou. En spesifiek vir dames. Ons sê nie die mans mag nie saamkom nie. Maar en ons wil op Saterdag wil ons beleggingsseminare. Dit wil sê wanneer pa by die huis is of die man by die huis is en hy kan na die kinders kyk of die werkende dame, veral die professionele dames. Hulle kan dalk nie in die week na beleggingsseminar toe gaan nie, dan wil ons vir hulle juis beleggingsseminare reël. Dis die plan. Hier is natuurlik verskriklik baie kykers. Wat dames is natuurlik. En nou wat jy hulle met iets doen? Ja, natuurlik wil ek hê hulle moet iets doen. Ons plan is om vir die dames nou te vra, wil julle nie vir ons by Dynamica kontak? Onthou ons het 'n klein monstertjie. Ons het net 200 dames op 'n slag by ons damesdae. Nou weet ek nie of die vraag regtig so groot is om spesifieke beleggingsseminare vir dames te hou nie. So wat ons sal waardeer is dames ons skakel. Hulle gaan dalk as gasvrouens moet optree op die verskillende plekke, maar dat hulle ons skakel en sê of hulle so behoefte het. As hulle so behoefte het, dan sal ons 'n beleggingsseminar daar vir hulle gaan reël. So dit is wat jy eintlik vanoggend vir die mense sê. Kontak ons en sê ek wil 'n beleggingsseminar hê. En watse plek het julle byvoorbeeld in gedagte? Wel, basies die hele land. Maar ons het 3 plekke of 3 kolle geïdentifiseer waar ons graag wil begin. Die eerste een is Secunda. Ons dink die dames in Secunda, hulle het 'n baie groot navraag daarvoor. Ons dink aan Bloemfontein. En dan in die Wes-Kaap waar ek gesien het dat die dames 'n verskriklike groot behoefte het. So dis die 3 plekke waarop ons nou aan die begin wil konsentreer. Maar die vraag is eintlik, dame kan mevrou, u van Delport Hoop af. U kan ons skakel. En as u daar genoeg dames het om 'n beleggingsseminar vir u te reël, dan sal ons hom by julle reël. So dis eintlik 'n oop uitnodiging. Enige iemand wat ouers is. Korrek. Maar kom jy agter dat dames in die land meer verantwoordelikheid beginne vat? Alla wêreld vriend, nou praat jy 'n groot ding. Dit is baie duidelik. Jy weet, ek het nou hier buite die ateljee met die jong dames gesit en gesels. En hulle het vir my dan hier nou net so pas vertel dat hulle die belangrik in hulle taal nou van die belangrikste rolspelers in die huishouding word. Jy weet die tyd dat ons mans als beheer het, Dawie, en gedink het ons is die baas van die huis. Daai tyd's lankal verby. Veral as jy my ouderdom word, dan kom jy agter dat die ruggraat van die huis is die vrou. Ja.
Daai les het ek al lankal geleer. Jy normaal. Willem van Dynamica, dankie dat jy weer 'n keer vanoggend by ons draai gemaak het. Willem is absoluut korrek en dit is die vrouens wat nog nie hulle self behoorlik bemagtig het nie finansiëel. Dis tyd dat julle dit beter begin doen. Hierna is dit Langarm en Pieter de Waal, hy is een van Ontbytsake se projekbestuurders. Equestra FlexiRent, kommersiële voertuigverhuuringsdienste vir meeste spesialisoperasies. Ja, julle weet ons kyk altyd na 'n sekere gedeelte van die land in ons sake fokus. Die man wat vandag se program verantwoordelik is Pieter de Waal. Hy kuier saam met ons in die ateljee. Ons kyk vandag in die program na sentraal Pretoria. Dis reg. Ja. Maar ek sien jy wil weer terug aan Pretoria toe. Dit lyk my die dinge woeker daarso. Ja, Pretoria is mos maar 'n besige area en is ook 'n goeie kykermark vir ons. As Ontbytsake nou weer teruggaan, dan gaan ons daar in die oostelike deel van Pretoria. Die area spesifiek wat ons nou gaan is Equestra, Linwood aan Linwood Manor eintlik en aan Menlyn en dan Moreletta, daai omgewing, die oostelike deel van Pretoria. Nou uitstekend. Ek weet ou Dawid kom ook al van die ooste van Pretoria af. Wanneer gaan hierdie program uitgesaai word? Ons saai hom volgende jaar Februarie maand, meer spesifiek die 11de Februarie saai ons hom uit, maar ons begin al hierdie jaar, ons wil hom hierdie jaar afhandel. So ek wil hom einde Oktober is hy afgehandel. So ons maak 'n beroep op entrepreneurs in daai omgewing om my te kontak. Ek kom sien hulle en ons bespreek hulle deelname in Ontbytsake. Uitstekend, so hulle kan jy sommer dadelik begin kontak. Ja, met besonderhede is op die skerm en dan kan my e-pos pieter@ontbytsake.co.za of my nommer is ook daar, kan my kontak. Uitstekend, soos jy sê, Pretoria is altyd aan die gang, ons hoofstad, baie sterkte met jou fokus. Dankie, Jan-Arm. Nou ja, tyd vir ons kalender en daarna gesels Dawie met Jacques de Tooy, uitvoerende hoof van Wax Telecom. Die Bosremoerfees vind plaas op 7 en 8 Oktober by Doornrivier in Zeerust. Skakel die nommer op die skerm vir navrae. 'n Unplugged fees word gehou van 7 tot 9 Oktober by Hubert Trudeau Wingerde en Kelder in Parrydale. Vir meer inligting, kyk op die web. 'n Stop Mensehandel 5 km bewusmakingsstap vind plaas op 8 Oktober by Blue Lagoon in Durban. Skakel hulle vir besonderhede. Die Hazel Food Mark word gehou op 15 Oktober tussen 8 en 2 en weer van 5 uur tot 9 uur by Greenland Village Center in Menlo Park, Pretoria. Hoërskool Dr. E.G. Jansen hou matriekreünie vir hulle klas van 1976 op 22 Oktober. Die kontakpersoon is Leonie. En dan staan ook die Hoër Tegniese Skool Middelburg se reünie vir hulle matrikulante van 1976 op 29 Oktober. Skakel Willem as jy dit wil bywoon. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Jacques de Tooy, hy is uitvoerende hoof van Wax Telecom. Goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, dankie daai. Ja, hier's nou 'n ding wat ek dink baie belangrik is en dit gaan nou oor internet en dit gaan oor tegnologie en sulke goeders en dit is en dit word en is besig om die gemeenskap totaal en al te verander. Maar ek wil nou eers vir jou heel eerste vra, wat beteken FTTH? FTTH is die Engelse verkorting vir Fiber to the Home. Ja. So dit is nou die vervanging van ou ADSL tegnologie wat op koper gehardloop het. Laaspoed, ek dink ons het die hoogste spoed wat jy op ou koper gekry het was so 10 megagrepe. Vesel gee vir ons enigiets tot op 1000 megagrepe. Well, okay, so dis heel wat vinniger baie meer. So maar dit is nou dis die idee waarmee julle nou vorendag gekom het en dit is om mense in staat te stel om by die huis te werk. Is dit korrek? Korrek. So kom ons begin net 'n bietjie oor die begin. Ja. Die vesel, die uitrol van vesel deur Suid-Afrika is 'n algemene ding op hierdie stadium. Die ou koper tegnologie word nou vervang. Nou is dit by die persoon se huis is, nou begin ons kyk na die applikasies. En ons sê, wat kan jy doen as jy met 100 of 1000 megagrepe lynspoed by jou huis is? Nou so die hele idee is om eintlik jou kantoor te skuif van jou kantoor af na jou huis toe. En dink jy daai wat hulle sê in Engels, daai mindshift gaan plaasvind? Ek dink dis nou 'n werklikheid. In die verlede en spesifiek in die oorseese lande was dit al baie meer suksesvol geweest want hulle het hoëspoed data. In Suid-Afrika het die dataspoed ons beperk. Die konsep is reg deur die wêreld al beproef. Wat het 'n mens nodig om dit te kan doen? Wat is die vereistes voordat 'n mens werklik jou kantoor na jou huis toe kan skuif? 3 goeders. Jy het 'n secure, as ek die Engels mag noem, 'n koneksie nodig in jou kantooromgewing in. Jy het toegang nodig tot die kantoor se applikasies, prosesse en inligting en dan die laaste ding is 'n hoëspoedlyn.
Want dit help nie, as jy nie by die inligting by die kantoor by jou huis kan kry nie, kan jy die kliënt nie help nie, jy kan die diens nie verkoop nie, jy kan die produk nie verkoop. So tipies as jy nou 'n kantoorwerk het, jy sit in 'n kantoor die hele dag, dan kan jy net sowel 'n kantoor by die huis hê. Jy kan toegang hê tot jou kantoor se rekenaars, jy kan ek reken seker 'n skerm nodig op 'n manier as jy vergaderings wil hê of wat. Gewone rekenaar, vandag alle rekenaars kom uit met 'n videocam. Ja, so ons kan jy kan met die kliënt of net gewone telefoon interaksie hê of jy kan video interaksie met hom hê. Nou trek ek die inligting van my kantoor af, so ek kan presies sien wie is jy, skuld jy geld, watste dienste het jy benodig ensovoorts. Dit help met in 2 areas. Eerste area, ek het geen meer die nodigheid vir mense om op die pad te wees nie. Ek spaar in vervoerkoste en tyd en ek kry meer produktiwiteit van my personeel af want hy's in die omgewing waar hy gemaklik is. Is hierdie ding betroubaar? Gaan ek kort afgaan en so en gaan ek sukkel om koneksies te maak en so? Vesel is baie meer betroubaar as enige ander tegnologie wat ons tot vandag toe ons beskikking gehad het. Jy kry basies maar die koper of jy kry draadloose netwerke, vesel baie meer betroubaar. Hoe gaan die toekoms lyk? Vertel my hoe gaan die toekoms lyk? Want dis waar jy is. Alles gaan digitaal wees. So jy gaan met mense interaksie hê op 'n selfoon, op 'n rekenaar en 90% van dit gaan via video wees. Is daar interessante statistieke goed wat jy met ons kan deel? Ek kan vir jou sê heidaglik is 30% en ons praat nou aan die beginfase. 30% van alles wat op die internet gebeur is via video en vir ons ouer generasie dink ek is dit nog 'n groot getal. Die ander interessante ding, dit het ons 16 jaar gevat om 1 miljoen gebruikers te kry op ADSL tegnologie. Ons reken dit gaan ons 3,5 jaar vat om dieselfde syfer te hê op vesel. En dis die toekoms. As jy dit het nie, dan is jy net eenvoudig nie deel van die moderne. Ons is baie agter. Hoorie, dit was ek wil nog meer met jou gesels want ek dink dis 'n wonderlike onderwerp waarmee jy baie dankie dat jy vanoggend hier by ons raak gemaak het. Daar's Jacques de Tooy, hy is die uitvoerende hoof van Vox Telecom. Wel, dis die toekoms, mense. Hier is dit tyd vir boeketyd en boeke sal altyd met ons wees. Welkom by Lees en Geniet. Vandag het ek hierdie boek, What Happens on the Ship Stays on the Ship, Not, deur Charlotte de Tooy. Hierdie boek handel oor Charlotte se 4 jaar op 'n luukse passasiersskip. Dit poog om vir mense wat so iets oorweeg die volle waarheid te vertel oor wat op sulke skepe gebeur. Dit sluit in interessante staaltjies, komiese situasies en ook meer ernstige gebeure en is 'n lekker lees voelgoed storie met foto's na elke hoofstuk. Dit sal 'n aanwinst wees vir enige iemand wat ooit in 'n lewe beplan om so ietsie te doen. Ek het vandag hierdie jeugboek Asem, geskryf deur Jan Vermeulen. Dit is 'n boeiende roman vir tieners oor verslawing, tweede kanse en wat dit beteken om jouself waarlik te vind. Asem was die eerste pryswenner van Lapas Uitgewers se jeugromankompetisie vir 2015 en hoort eintlik op elke tiener se boekrak. Die beoordelaars het gesê dis 'n uitdagende maar hoopvolle jeugverhaal wat jou tot op die einde boei. Hierna maak ons vir hierdie week se wenners bekend en ons gee weer pryse weg, so kry se lank 'n pen. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan 'n sakefokus in die ooste van Pretoria in die woonbuurte Ferry Glen, Garsfontein en Moreletta Park. Soos jy besigheid daar het, bel vir Pieter en bespreek jou plek. Dit word uitgesaai op 11 Februarie 2017. Verlede week het ons die pretkosboeke deur Samantha Skabere weggegee en die wenners daarvan is Patty Rousseau van Vanderbijlpark en Martie van Sail van Potchefstroom. Baie geluk. Amazing, hè? Kyk net. Dis hierdie ou is 'n regte avontuur. Luister wat hulle sê, 'n man's man. En 'n vroueman. Ek praat direk van ons gas vandag want ons het vandag 2 van die getekende boeke van Rian Manser weg. Ons gee 2 weg. En hierso is hulle, Around Africa on My Bicycle en die een Around Iceland on Inspiration. Om in te skryf, SMS jy naam en die adres in die woorde Rian Manser na 34084. Miskien kry jy een van die 2 voor jy weet waar jy is, roei jy ook ergens heen. Dalk trou jy. Wel, in die proses, ja. Hierna maak ons die top 10 pinotages van Suid-Afrika bekend. Brits Couriers and Removals vir 'n vriendelike, betroubare en professionele afleweringsdiens na enige plek, enige tyd. Pinotage is 'n reg Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa.
Dit was vanjaar die 20ste jaar wat die Pinotage Assosiasie se top 10 kompetisie plaasgevind het en dit word deur Absa geborg. En Absa het vir Beyers Trieter van Beyers Kloof vereer vir sy bydrae tot die uitdra van die beeld en bemarking van Pinotage oor die afgelope 20 jaar. Nou hier is die top 10 Pinotages in geen spesifieke volgorde nie. Die Diemersdal Pinotage Reserve 2015 met wynmaker Thys Lou en Marie Branders. Die Flagstone Writersblok Pinotage 2014 gemaak deur Gerard Swart. Vledekap Pinotage Unfilter 2014 deur Wim Trieter. En die Kanonkop Pinotage 2010 deur Abri Beeslaar, wynmaker van daar. Dan 'n nuweling op die lys, Knorhoek 2 Cubs Pinotage 2015 deur Barry van Niekerk. Dan ook weer die KWV The Mentors Pinotage 2013 met wynmaker Johan Fourie. En die Lavenier Single Block Pinotage 2014 gemaak deur Dirk Coetzee. Nog 'n nuweling op die lys, die Perdeberg The Dry Land Collection Pinotage 2014 waarvan die wynmaker Albertus Lou is. Ook die Ryks Reserve Pinotage 2013 deur Peer Waal. En laastens, maar geensins die minste, die Rooiberg Winery Reserve Pinotage 2015 gemaak deur Andrei Skrywen. Baie geluk aan al hierdie landgoedere en wynmakers met hulle uitstaande kwaliteit wyne, die top van ons land se pinotages. Nou is dit oor na Renet wat juis vandag die twee nuwelinge by haar in die kombuis het, die Knorhoek en Perdeberg Pinotages. Gebruik Willow Creek se gegeurde olyfolies in slaaië en pastas. Daar's 9 verskillende geure om van te kies. Nou vir die eerste keer in Suid-Afrika beskikbaar. Gereed om te eet, jelly in 'n boksie, net van First Choice. Nou vrou Bessie en Prime geure het ek 'n kompot gemaak. Die verskil tussen 'n kompot en 'n konfyt en 'n koelie is die volgende. 'n Kompot is sommer net eintlik growwe vrugte, grof gekap of heel ingesit, ligte stroopie gekook. Hy is effens gaar gemaak. 'n Konfyt is natuurlik langer en baie meer suiker, stroperig en dan 'n koelie sal daai vroeë fase van kook wees fyn gemaak en dan as 'n stroopie gebruik. Daarvoor, dit is eintlik 'n koelie en 'n koelie kan heeltemal rou ook wees. Maar in elk geval, ek wil vir julle wys om askoeke 'n klein bietjie op te tert. Nou om hierdie bessiegeure op te tel, het ons 'n kompot gemaak. Ek het van die blou bessies gebruik en 'n bietjie dadel bygesny en pruime. Ek gaan 'n stukkie van ons heerlike First Choice Baby Gouda. Hierdie is 'n gewone, daar's geen ander geurmiddels by nie. Gaan ek bysit en dan knyp jy van jou deegbolletjie af net so klein stukkie en jy vorm hom as 'n dekseltjie vir die een wat ek nou daaronder het. Onder het ek gesmeer 'n bietjie van hierdie Willow Creek se lemon of suurlemoengeur olyfolie vir 'n ekstra geur. Dan gaan ek hierdie ouetjie bo-oor toeplak en jy gaan hom op die vuur doen. Maar omdat ek nou nie 'n vuur het nie, gaan ek hom onder my oondrooster doen, maar wel in daai heerlike toeknyproostertjie wat jy mos vir 'n braaibroodjie kry. Maar om dit 'n regte askoek te maak, en as jy kan, oefen maar so 'n bietjie want dit is nie so maklik nie. Sit hulle in die kole. My beste wenk daarvoor is, moet dan nie olie opsit nie, sit 'n bietjie droë koekmeel buiteom, want dan sit hulle nie so lekker aan die kole vas nie. En dis wanneer jy daai assoek kan afkrap van jou askoek. Terwyl ek nou eers aangaan, gaan ons eers voort met hierdie lekker program. Ek weet nie van julle nie, maar ek is nog steeds verstom dat 'n vrou vrywilliglik op haar witte brood 4000 kilometer geroei het op so 'n dingetjie. Vastie, ons weet hy so klein bietjie van loetjie getik, hy doen dit nou al jare, nê? Maar jy? Jy's 'n advokaat, man. Genigtig. Moes jy sulke dik indemnities vir julle tweeetjies opstel vir hierdie trip? Maandag gaan ek terug werk en ek sien nogal uit daarna. Maar
Ja, soos ek gesê het, jy weet, ek het regtig gedink dit is 'n tyd. Jy begin jou lewe saam, op ons getroude lewe en as jy so saam is op daai boot, dis net julle twee. En dit is wat spesiaal is. En ons wil ook iets anders gedoen het vir 'n honeymoon as wat die normale mense gedoen het. Ek weet nie, ek dink jy het 'n beter storie om te vertel of jy voel dit is meer spesiaal. Ek sê nie dat iemand anders se honeymoon nie is nie, maar jy weet wat ek en Rian gedoen het is spesiaal en ons het weer saam gedoen en dit is 'n groot voorreg om daai geleentheid te kry om dit te kan doen. Just toe ek 15 jaar terug besluit het om hierdie klein career path te volg in avontuur, onthou ek toe die een aanbieder op radio vir my sê amper so vir my getart dat wat jy weet nie wat jy doen nie, jy ry nie eintlik fiets nie, hoeveel Augustus het jy al gedoen, ek moet nou om Afrika gaan op daai fiets, en ek onthou hoe ek gesit het na daai onderhoud, ek het gesê, Rian, wat is worst case scenario, en ek het gesê, ek gaan goeie stories hê vir my kleinkinders eendag, en dit is een van die stories, nou. Genade, julle my bloed betaal vir hierdie stories. So nou, hier is die ding, julle is getroud, in my ervaring die laaste paar maande, die tweede vraag is, wanneer kom die kinders? Ja, so wanneer kom die kinders? Hoopelik, ek droom om by die huis pa te wees en na die kinders te kyk, so ek sien uit vir dit. Dis wat hy dink, hy dink hy gaan by die huis sit en kinders oppas. Nou hier is die uitdaging, julle het hierdie, want dis nog 'n goggetjie wat jou byt avontuur, as jy eers uit pad geloop het, jy keer altyd op begeerte om nog ietsie te doen, ietsie meer, en ook julle doen dit nie net vir die avontuur, daar's ook altyd 'n doel daarbey aan as 'n benefit vir dit. Hoe kan julle voorstel dat wanneer kinders daar is, dit of kan byvoeg of dalk daarvan kan wegtrek? Ek dink as jy kinders het, een van my vriende het uitgesê, toe hy kinders gekry het, toe begin hy bang raak om goeders te doen. En ek dink dat as jy kinders het, dan raak jy bang, want jy is te bang iets gebeur met jou, en wie kyk dan na hulle? So ek dink as ons kinders gaan hê, gaan Rian definitief nêrens heen kan gaan nie, en ek gaan ook nêrens heen nie. Is dit toe vas jy nou my aftree aankondig vir die wêreld? Het jy geweet? Hier is aan die agterkant van haar kop. Nee, shame, ek Vastie is reg. Jy weet jy gaan op 'n witte broodjie, nou getroud, ons is al 17 jaar saam. So mense sal sê hoe kan dit nou anders wees? Maar dit is anders. Dit is. Wat is anders? Want ek wou vra, na 17 jaar hoekom was dit nodig om dit formeel te maak? Julle is by Dis net mekaar. lekker om te sê jy's my vrou en jy's my man. Oral waar ons gaan, by elke winkel wat ons stop, sê hy, this is my wife. This is my wife. Ek sê vir mense oral waar ons gaan en Hawaii. Hawaii. Dit voel lekker. Hoe sê jy? Jy het Nee, net oral in Mauritius en in Hawaii het ek elke winkel het ek net as ons vir goed iets betaal dan sê ek dit is my vrou hier. Glad nie snaaks nie. Dis my man. En jy, hoe lank het vir jou gevat voor dit van jou tong afgerol het? O nee, maklik. Is dit? Ja. Nee, jy het hierdie seker lank in jou kop geoefen nie. Hoe lank wag ek al? Nee, maak sommer 'n grap. Nee, ek weet. Weet jy, ek het baie lekker met julle gesels. Ek self pas getroud en ek dink ons verhale is dieselfde maar ook anders en ek haal my hoed af vir julle dat julle dit gedoen het. Nie omdat weet ek kan nie, maar dit is 'n amazing storie om eendag vir julle kinders te kan vertel en daar's soveel min goed wat uniek is vandag. So baie dankie vir dit. My tyd soos per gewoon. Ek is klaar met julle. Daai diep by my hart. Dankie. Maar Davie gaat toch lekker daar rondkrappel goedjies vra. Julle ken hom ons. Hy gaan lekker pret hê met hierdie hele verhaal vir al die rooiery. Hierna begin Jan Harm met vandag se sake fokus. Ontbytsake is 'n vlak 3 swart bemagtigde maatskappy wat beteken ons kliënte kry 110% erkenning onder die voorkeur verkrygingselement van hulle taalkaart. Adverteer by ons en verhoog jou BEE punte. Ondersteuning rondom die sertifisering is hanteer deur B4 Initiative. Welkom by vandag se Sake Fokus. Soos ons vroeër gesê het, kyk ons veral na besighede in die sentrale voorstede van Pretoria, met ander woorde die gedeelte rondom die middestad. Nou Pretoria is die hoofstad van ons land en 'n interessante feit is dat dit naas Washington in die VSA die meeste ambassades in die wêreld het en baie van hulle is in Arcadia geleë. Nog iets wat volop in Pretoria is parke en ontspanningsgeriewe. Kom ons kyk en daarna gesels Davie met verteenwoordigers van Die Goeie Hoop Koshuis op die Tuks kampus. Pretoria is ryk aan parke, soos die Austin Rabbits Voorreservaat in Makkelneek met sy wandelpaadjies, uitstalsaal en restaurant. Die boomryke Burgerspark in die middel van Pretoria met sy visdam en monument dateer uit 1892.
'n gewilde piknikplek is Jan Silje Park in Groenkloof met sy dammetjies wat 'n wye reeks inheemse plante bevat. Venning Roospark in Arcadia bevat meer as 30 roosspesies, terwyl Magnolia Dal Park in Florence Ribeiro Eiland vir sy pragtige wilgerbome bekend staan en ook 'n restaurant het. In George Storre Rylaan, Groenkloof, Pretoria is The Medicine Shop, 'n kleinhandel apteek sedert 1997 en skeppers van die bekende Groen Mamba koliekmengsel. Professionele gekwalifiseerde aptekers en assistente resepteer medikasie teen mediese fondstariewe, insluitend Discovery, Gems en MediHelp, nes kompeterende kettingapteke. Hulle help ook graag met enige akute en kroniese medikasie, asook die verkryging van kroniese registrasies, asook met oorvleelende neeweffekprofiele. Reëlings kan getref word dat alles maandeliks by jou deur afgelewer word. Die pyk en vriendelike diens strek nog verder met die verpakking van demensia en Alzheimer pasiënte se maandpakkette. Besoek die kliniekafdeling vir vitality screening, immuniserings, inspuitings, cholesterol en suikertoetse en vele meer. Vandag is hulle die enigste apteek in Pretoria met 'n 24-uur vending masjien in die venster vir na-uurse noodmedikasie. Sou jy 'n unieke geskenk of vinnige idee of paspoortfoto soek, kom die voorwinkelassistente tot jou redding. The Medicine Shop, pyk vriendelike diens teen die beste pryse. Rata Maatskaplike Dienste was vir die afgelope 67 jaar bekend as die Ondersteuningsraad. Hulle lese is Ryk uit, raak aan, wat sinoniem is met die diens wat hulle lewer. Rata beteken ook lief hê. Rata het 15 kantore in 4 provinsies, Limpopo, Mpumalanga, Noordwes en Gauteng. Hulle visie is om dienste aan gesinne te voorsien om te verhoed dat die familiestelsel verbrokkel. Rata Maatskaplike Dienste is 'n nuwensgewende welsynsorganisasie wat daarop gemik is om kinders te beveilig. Ons doen dit deur middel van kinderhofondersoeke en waarna ons kinders dan in veilige plekke van bewaring plaas, pleegsorg, kinderhuise, ook nywerheidskole, wat ook al in die kind se beste belang mag wees. Rata is ook geakkrediteer om aannemings te doen. Kliënte ontvang diens van uitstaande professionele gehalte en kinders getuig gereeld oor die verskil wat Rata in hulle lewens gemaak het. Donateurs kry artikel 18A belastingvrystelling. De Goede Hoop bied meer as net 'n studente tuiste. Dit is 'n lewende monument vir Afrikaans en studentwees. Hier het hulle besluit om voort te bou op die kultuur van vooruitgang, prestasie en leierskap wat ons voorgeslagte al dekades invloedryk en suksesvol maak. Hier kry energie en impak 'n nuwe betekenis in jongmenslewens en word môre se leiers vandag gevorm. Om in Afrikaans saam met medegelowiges te eet, te studeer en te kuier. Die eerste Afrikaanse De Goede Hoop koshuise sal Januarie 2017 vol studente wees. De Goede Hoop Manskoshuis en De Goede Hoop Dameskoshuis se aansoeke vir 2017 inwoners is nou oop. Veiligheid, deelname, akademie en baie studentepret is saam met Christenwaardes hoog op De Goede Hoop se prioriteitslys. So waar bly jy as jy nie by jou ma bly nie? Die antwoord is verseker De Goede Hoop Koshuis in Pretoria. Bespreek nou jou plek. Nou, die afgelope week het ons gesien as alweer kapriolle op die kampusse in die land en gesels nou met 2 mense ook te doen met universiteite en hulle name is Janie Sontag en Chris Bosse, van beide van hulle is van De Goede Hoop Koshuis. Goeiemôre julle. Goeiemôre, baie dankie. Kom ek begin met jou. Wat is De Goede Hoop en hoekom nou? Ek dink soos jy nou gesê het, daar ek dink nie iemand staan op en is lus vir hierdie politieke storie nie, maar ons is bewus van die uitdagings op ons kampus. Ons sien, ons lees die koerante, ons hoor wat op die radio's aangaan en ons sien wat se uitdagings studente mee te doen het. En ek dink die De Goede Hoop droom is juis gebore uit hierdie saak van dringendheid. Ek dink daar's 'n behoefte vir 'n plek waar studente kan wees wie en wat hulle is en trots wees daarop. En ek dink De Goede Hoop skep hierdie omgewing vir studente waar jy weet waar hulle kan ontwikkel en bevorder as studente en leiers dan van môre se gemeenskappe. So dit is eenvoudig, dis 'n Christelik, dis 'n trots Afrikaanse koshuis. Hy's so 1 kilometer van Tikkies af en ons is baie opgewonde oor hom. So Chris, waarvoor staan De Goede Hoop? Want Dawie, De Goede Hoop is 'n inklusiewe mans- en dameskoshuis. En enigiemand is welkom wat dieselfde waardestelsel as ons volg. Soos Janie teregtelik gesê het, jy weet, ons is 'n trotse Afrikaanse koshuis en ons is ook sterk met ons Christelike beginsels en waardes.
En ek dink een van die dinge waarop ons fokus is om 'n tradisieryke studentelewe vir al ons inwoners te kan bied. Dit is so belangrik vir studente om daai vorming te kan hê. As ek net self kyk, ek was so bevoorreg genoeg om in so kursusse te kan wees wat al hierdie goed vir my bied en ek is vandag so dankbaar daarvoor. En as ek praat van tradisies, praat ek van eenvoudige goed soos om vir 'n dame 'n deur oop te maak. Ja. Dit is die tipe van leefstyl wat ons graag in De Groep wil kweek. As ek kyk, De Groep is meer as net 'n gebou of 'n woonstelblok. Dis 'n waardestel. Ja, ons poog regtig daarna dat die studente dit regte waar hulle huis kan noem vir die volgende paar jaar. Wel, die kinders. Studente is natuurlik dis maar ja. Daar's allerlei studenteaktiwiteite en goeders. Wat se aktiwiteite bied julle by De Groep? Dawie, alles wat Tuks aanbied, bied De Groep dan ook aan. Ons is geregistreer by die universiteit. So alles wat Tukkies aanbied, kan ons dan ook aan deelneem. Ons is tans besig met ons muurballiga, 'n vriendskaplike netballiga waar ons tans mee besig is, maar rugby, netbal, hokkie, dit gaan nog wees. Maar die ding is ook van De Groep, ons wil bietjie meer wees. Ons wil bietjie, jy weet, bietjie verder gaan. So ons wil bietjie met ander studente ook, ons studente wil met ander studente skakel. Ons wil na ander universiteite gaan. Ons wil net vir hulle bietjie breër prentjie skep sodat hulle ook bietjie daai voorsmaak kan kry. So is die spelletjie nou, soos hulle sê, aan die gang. Het julle 'n huiskomitee byvoorbeeld? Want Dawie, ja, ons funksioneer presies soos 'n ander kampus koshuis. Ons het dieselfde strukture. Daar was 'n volledige aansoekproses gewees en ons het 'n dames en 'n mans huiskomitee gekies, elkeen wat al die portefeuilles vervul. En ek dink net om al die paas daar buite gerus te stel, alhoewel ons onder dieselfde naam funksioneer. Ek wou dit vra. Is daar 2 aparte woonstelle of woonstelblokke vir die mans en vir die dames. Elkeen funksioneer dan apart, elkeen met sy eie begrotings, huiskomiteelede ensovoorts. Ja, natuurlik wou ek dit gemaak word. Sê as ek nou my kind daar wil inskryf, of as iemand daar wil belangstel, hoe gaan mens te werk? Okay, maklik. Dawie, jy kan op ons webtuiste gaan. Dit verskyn onder aan die skerm dink ek, www.degroep.co.za. Vul die aanlyn aansoekvorm in of ek is lui, so ek gooi altyd 'n SMS. So SMS net jou naam, ontbytsake en dan bel ons jou terug en dan doen ons dit namens jou. So maklik soos val uit 'n boom uit. En dit is Janlie Sondag en Chris Bos of beide van De Goede Hoop Kos. Dankie dat julle vanoggend by ons 'n draai kom maak. Dankie Dawie. Ons maak ons altyd 'n plan as daar probleme ernstig is, soos hierdie een. Ons kyk nou verder na 'n paar belangrike bakens in Pretfontein of Pretoria, as ook nog besighede vandaar. Pretoria is 'n stad van bekende bakens, soos die standbeeld van Paul Creer op Kerkplein deur die beeldhouer Anton van Wouw. Die Uniegebou van sandsteen op Myntjieskop, 'n Herbert Baker ontwerp wat in 1913 voltooi is, word deur inheemse tuine en 'n amfitheater omring. Loftus Versveld Stadion in Arcadia, die toneel van historiese rugbywedstryde, het 'n kapasiteit vir meer as 51.000 toeskouers. En dan is daar ook die Makkelneek kampus van Unisa, wat sedert 1972 een van die stad se bekendste landmerke is. Upland se Loftus Parkontwikkeling gaan 'n groot aanwinst vir Hatfield wees. Dit bring 'n betekenisvolle finansiële inspuiting wat die node opgradeer deur spasie te skep vir topmaatskappy kantore, winkels en restaurante in die area en gaan bydra tot die verbetering van sekuriteit. Loftus Park het sy naam gekry vanweë sy ligging direk langs Loftus Versveld. Dis die eerste noemenswaardige gemengde gebruikontwikkeling in die area sedert Brooklyn winkelsentrum wat in die 90's die lig gesien het. Meer as 270.000 kubieke meter grond is verwyder om plek te maak vir die kelderverdiepings, 10 meter diep. Bouwerk is nou aan die gang deur die bekwame kontrakteurs WBHO. Loftus Park gaan bestaan uit premiumgraad kantoorgeboue, uitsoekwinkels, 5 restaurante, 'n Virgin Active gimnasium met swembad, 'n bekende 4-ster hotel en 'n sportrehabilitasiesentrum van uitnemendheid. Alles gerangskik rondom 'n openlig piazza met onthaal- en ontspanningsspasie. Upland se Loftus Park, 'n nuwe toekoms in Pretoria. Hatfield VW se besigheidsmodel het nie plek vir 'n middelman nie. Hulle is trots op hulle 18 jaar van uitmuntende dienslewering. By Hatfield VW verkoop hulle nuwe modelle van Volkswagens, ligte kommersiële voertuie en gewaarborgde gebruikte voertuie. Hatfield VW se kommersiële afdeling is wyd en suid bekend. Hulle bied die volledige reeks Volkswagen kommersiële voertuie, alles gerugsteun deur die onverbeterlike Volkswagen waarborge. Kom beproef gerus hulle uitnemende diens. Die verhouding met jou as kliënt begin nadat jy ontvangs geneem het.
Jy besit nie net jou voertuig vir 'n week gedurende die koopproses nie, dit gaan oor elke kilometer waar hulle na jou voertuig sal omsien. Hatfield Volkswagen, professioneel, presies en eerste gekwalifiseer in dienslewering. Nog 'n interessante geskiedkundige feit van Pretoria is dat Winston Churchill tydens die Boereoorlog in Pretoria gevange gehou is, maar hy het ontsnap na hy volgens hom oor die magtige Apiesrivier geswem het. Nou vandag is daar heelwat museums in Pretoria wat getuig van die stad se ryk geskiedenis. Die museums van Pretoria sluit in die Eduardo Villa Museum wat voorbeelde van die beeldhouer Anton van Wyk se kunswerke, dokumente en foto's bevat. World of Ceramics by Pretoria Universiteit stal meubels en kunswerke uit die 17de en 18de eeue uit, plus 'n unieke Chinese keramiek en porseleinversameling. Die Transvaal Museum oorkant die stadsaal beskik oor indrukwekkende natuurhistoriese versamelings. Melrose Huis is 'n Victoriaanse herehuis uit 1886 in Jakob Mariestraat met brandskilderglasvensters, waardevolle ornamente en swierige plafonne. Die Harmoniepark tuiste vir bejaardes in Sunnyside, Pretoria, bestaan uit Harmoniehof en Harmonieoord. Harmoniehof lewer stilte in die stad, bekostigbare verblyf vir ouer persone wat selfversorgend is of semi-sorg of volsorg nodig het. Inwoners word bederf met etes, skoonmaak van kamers, was van wasgoed en goeie versorging, wat pastorale en maatskaplike dienste, 'n haarkapper en 'n snoepie op die perseel insluit. Harmonieoord is 'n skuiling in die stad. Hulle verskaf lae koste verblyf aan selfversorgende ouer persone wat 'n staatspensioen van R1510 per maand of 'n gelykwaardige inkomste kry. Hier is 'n veilige hawe vir persone wat anders dalk op straat sou beland het. Etes en aktiwiteite word verskaf danksy donasies wat hulle natuurlik daagliks benodig. Ons sal graag 'n Alzheimer's afdeling wil begin en as ons iemand kry wat daarbey wil betrokke raak, 'n borg, sal ons dit vreeslik baie waardeer. Harmoniepark tuiste vir bejaardes. Enige vorm van donasies is altyd welkom. In die Mühlmed Privaat Hospitaal is die Rialet Gous spraak, gehoor en balanspraktyk. Dis 'n familiepraktyk waar Rialet saam met haar dogter Marike Venter praktiseer. As audioloog fokus hulle op gehoor en balansassesserings. Balansversteurings veroorsaak dat mense val en hulself beseer. Naarheid en duiseligheid is ook 'n neeweffek. Motorongelukke en ander trauma van die kop, virale infeksies asook sekere medikasies kan balansversteurings veroorsaak. Hulle gebruik Computerized Dynamic Posturography wat deur NASA ontwikkel is. Hierdie toerusting kan 'n balansprobleem op 'n funksionele manier kwantifiseer deur die 3 sensoriese sisteme, somatosensories, visueel en vestibulêr te isoleer. Op die oomblik is daar 2 Computerized Dynamic Posturography masjiene in Suid-Afrika. Een van hulle is hier by ons in Pretoria. Ons gebruik dit om terapie te optimaliseer. So ons sal 'n pasiënt toets voor terapie en dan 'n ruk in of na terapie om terapie aan te pas as mens sien dat dit nodig is en dat die terapie nie gewerk het nie en of om 'n terapieprogram te verander. Rialet Gous Incorporated, net die beste. Die onderlinge versekeringsgenootskap Afbop bestaan al sedert 1918. Afbop is 'n eenstopdiens in die begrafnisbedryf. Alles word deur hulle behartig, van 'n wye reeks begrafnisversekeringsprodukte tot kiste, kraanse en meer, sowel as begrafnisdienste en verassings. Afbop is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en spesialiseer in begrafnisversekering en lewering van begrafnisdienste. Die dienste word gelewer deur sowat 250 takke reg oor die land. Afbop het geen aandeelhouers soos die meeste ander publieke maatskappye nie. Waar ander maatskappye na hulle aandeelhouers en hulle polishouers moet kyk ons net na ons polishouers. Afbop, die grootste onderlinge versekeringsgenootskap in Afrika, bied die totale spektrum dienste en produkte vir die bedryf onder een dak. Volgende maand is borskanker bewusmakingsmaand en ons kyk nou na Pink Drive wat aan die voorpunt hiervan staan, sowel as dokters Herman Fourie en Karin de Graaf wat help met die vroeë opsporing van borskanker. Albei die besighede is ook in Pretoria geleë. Dokters Herman Fourie en Karin de Graaf se praktyk is geleë in die hart van Pretoria
en is deel van die bekende Netcare Femina Hospitaal. Die praktyk vier vanjaar hulle 21ste bestaanjaar. Dis 'n spesialis radiologie sentrum wat hoofsaaklik fokus op die behoeftes van vroue en kinders. 'n Omvattende reeks van radiologiese ondersoeke word aangebied waar die fokus is op 3D mammografie. 3D mammografie of tomosintese is die nuutste tegnologie in borsondersoeke. Dis minder pynlik en die ondersoek neem net 5 minute. Dis die akkuraatste siftingstoets beskikbaar vir borskanker en vir maksimum gemoedsrus moet hierdie toets jaarliks gedoen word. Borskanker is die heel algemeenste kanker in die wêreld by vroue. Dit is baie belangrik dat ons dit vroeg optel, want dan is dit 100% behandelbaar. Dit is belangrik dat elke vrou elke jaar oor die ouderdom van 40 'n mammogram ontvang. Dokters Herman Fourie en Karin de Graaf. Hulle het ook 'n satellietpraktyk in Middelburg, Mpumalanga met dieselfde tegnologie. Pink Drive is Suid-Afrika se geliefde borskankergemeenskapsversorger, 'n nuwensgewende maatskappy wat Suid-Afrika se enigste mobiele mammografie en ginekologie eenhede bedryf. Die Pink Drive boodskap is: vroeë opsporing red lewens. Hierdie gesondheidseenheid het 'n mammografiefasiliteit aan die een kant en 'n ginekologiekamer aan die ander kant. Die vragmotor Mammo 2 is die eerste van sy soort, nie net in Suid-Afrika nie, maar in die wêreld. Pink Drive is beslis die voorloper in die veld. Ons het 10.000 mammogramme reeds gedoen, 98.000 kliniese borsondersoeke, 'n 250.000 persone voorsien in inligting en dit nogal sonder enige befondsing van die staat. As een van hulle inkomstestrome bied Pink Drive welstand daar vir koöperatiewe kliënte om hulle te help om hulle personeel gesond te hou. Oktobermaand is borskankerbewusmakingsmaand en ek nooi jou vandag uit om deel te vorm van Pink Drive se inisiatief. Kontak ons vandag en maak die verskil in jou gemeenskap of in jou organisasie. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan ons sake fokus. Ek herinner dan ook dat Estel van Staden, nog een van ons projekbestuurders, binnekort afsluit met haar sake fokus oor aftrede. So as jy 'n besigheid het wat by die tema inpas, skakel vir Estel so gou moontlik en kom wys ons wat jy doen. Ons maak nou 'n laaste draai in Centurion, 'n stad net buite Pretoria, waar ons binnekort ook 'n sake fokus gaan hê. En dan gesels Dawie met Rian en Fasti Manser. Accelerate Design dui op snelle ontwerp en vervaardiging van nuwe plastiekprodukte, soos hondehokke en allerlei veeprodukte. Die Accelerate Design skaapvoerder bestaan uit 'n 200 kg silo om voer te berg wat met gravitasie afbeweeg na die bak. 'n Kruitvoeropsie is ook beskikbaar. Die sabelvoerder is ietwat groter met 'n 250 kg kapasiteit en word veral gebruik vir vlakte wildspesies. Die buffelvoerder spog met 'n 450 kg kapasiteit en word gebruik vir bees en grootwild. Albei is toegerus met 'n sonpaneel wat 'n battery laai en kan geprogrammeer word om die tye en hoeveelheid van voer te beheer. Met Accelerate voerders bespaar ek nie net voer nie, maar my diere is vinnig aan mark gereed. Hierdie voerders het my boerdery omgedraai. Accelerate Design, vinnige omkeertyd met net die beste naverkope diens. Eqstra FlexiFleet is jou totale kommersiële vlootbestuuroplossing. Hulle vervoer waarde vir hul kliënte. Meneer en mevrou Manser, wat ek nou die geleentheid het om mee te gesels. Hoe lank is julle nou getroud? Ek dink so 4 maande. 4 maande. Slap jy al deur en so? Laat ek net. Kom maar, waar het julle mekaar ontmoet, Vastie? Ons het mekaar in 'n kroeg ontmoet in Kaapstad. Ja, baie jare terug. Dit was die Green Man. En hy het na my toe gekom en gevra wat is my vriendin se naam, toe sê ek vir my het haarself gaan vra. O, so uiteindelik op jou vriendin Nee, hy het namens sy vriende het hom opgestal om Dis 'n ou storie man. Dis 'n ou storie. So en toe jy nou begin gesels en toe jy dis nou 17 jaar terug, né? Baie lank terug. Amper 18 jaar. Ja. Alright, so jy ken mekaar van Kaapstad se tyd af. En jou agtergrond, jy's 'n regsgeleerde. Ja.
Ek het geswat op Stellenbosch en toe het ek vir 10 jaar soos ek prokureur en toe nadat ons Atlantiese trip gedoen het, toe kom ek terug en toe doen ek 'n jaar my peopleskap by die Kaapse Bali en nou is ek daar. Want julle was laas by ons gewees, so jy daarna het jou peopleskap gedoen. Ja. So jy is nou advokaat Manser. Ja. It's amazing, hè? Ja, is dit nie amazing nie? Hoeveel het ons so 'n slim vrou te hê? Ek voel nie so 'n bietjie. Ek wen nooit 'n argument in die huis nie, so ek bly maar net stil. Ek sê altyd vir 'n man om 'n argument te wen om stil te bly is altyd die geheim. Is maar die antwoord. Jy's nou wat mense nou noem 'n avonturier en jy het net op vir Eloise gesê jy het besluit op 'n stadium om 'n loopbaan te volg as 'n avonturier. Hoe het jy daarby uitgekom? Ja, dis per ongeluk. Definitief, maar ek was so vasbeslote dat wat ek besluit het om iets besonders in my lewe te doen, gaan ek doen. Ek sê vir mense in Engels sê ek there's an ocean between saying and doing. Mense praat en praat en praat en praat. Hulle staan om daai vuur met hulle bier in hulle hande en hulle praat groot stories, maar niemand doen nie. Hoe kry mense dit reg om daai ding te doen? Die eerste tree te vat. En wat ek het is nie eens daai geld gehad nie. Ek het nie eens 'n fietsborg gehad nie. Mense dink ek het borge gehad. Daar was nie eens Facebook of Twitter toe ek met hierdie avonturier besigheid begin het. Daar was nie eens Facebook of Twitter nie. Nou mense wat in daai besigheid wil wees, wil op Facebook en Twitter 100,000 followers hê. Dit is belaglik. Ek het besluit ek gaan om Afrika met daai fiets ry en ek het nie geld nie. Ek het nie eens 'n fietsborg nie, maar ek gaan ry. En ek het die eerste keer op daai fiets volledig gepak, 3:30 in die oggend opgeklim. 6:30 was ek op daai fiets uit Kaapstad uit. So het mense vir jou gevra, wat het jou besiel om met hierdie mallerige ou te doen? Ja, want hy net, toe ek hom ontmoet het, toe het hy nie dit gedoen nie. En toe het hy naderhand vir my hier van hierdie idee begin vertel, toe hoop ek eintlik hy gaan daarvan vergeet. Maar toe vergeet hy nou nooit daarvan nie. En toe het dit nou so geeskaleer dat ons nou oor 2 oseane geroei het. Ja, ek gaan nou maar uitkom, maar die eerste groot avontuur wat hy aangepak het, was seker die fietsrit om Afrika, die grootte. Het jy hom gevolg die hele tyd? Nee, ek was by die huis, daar was niks. Maar wat ek bedoel, het jy hom gevolg, het hy jou gebel, het jy waar hy is en so? Wanneer hy kon, het hy my gebel. Jy weet, op daai trip het hom 2 jaar en 2 maande gevat. Ek het hom net 2 keer gesien, 1 keer 'n jaar. 2 jaar? Ja. En is dit ook jy met hom getrou het? Om te sien. Ja. Alright, en toe het jy op 'n manier nou gereken het is nou nodig om haar te betrek by jou avonture of wat? Ja, David, dit vir my was, jy weet ek doen dit al vir 15 jaar en vir my was dit 'n bietjie, ek was bietjie eensaam. Ek het IJsland mos met Dan om IJsland geroei. En dit was moeilik saam met iemand anders en in my wêreld in te kom. So ek doen nie die naweek avontuur nie wat ek regtig van hou, maar ek doen nie die goeters wat regtig jou lewe in gevaar sit. En ek wou nou dit bietjie beleef met Vastie maar haar lewe nie in gevaar sit nie. So as haar ouers nou ook kyk dan net weer bevestig ek sit haar lewe nie in gevaar nie. Maar dit is ongelooflik om in New York hawe in te roei en nie alleen daar te staan en so te gaan nie. Om na Vastie te kyk en te sê, "Jo, kan jy glo wat ons bereik het?" Ja, nee, ek kom agter jy weet nie haar lewe in gevaar stel nie. Ry net oor die oseane met daai rooi saam. Dis glad nie gevaarlik nie. Eers maar 'n vinnige opsomming van die week se weer en dan gesels ons verder. Swakker gekoue front wat Saterdag oor die westelike binneland in beweeg. Paar reënbuie wat langs die suidwes en suidkus kan voorkom, soos hierdie stelsel oor die noordooste van die land in beweeg, gaan dit kouer word, bewolkte weer reënbuie oor die KwaZulu-Natalse kuslyn en die weste aflandige lugvloei wat die temperature gaan opstoot. Hierdie aflandige lugvloei toestande wat uitbrei na die ooste van die land Maandag, rukwinde wat oor die Karoo kan voorkom, 'n stewige noordweste wind langs die Skiereiland Maandag, so ek dink die reën hulle moet gaan roei daai dag nie. As gevolg van hierdie koue front wat oor die land in beweeg, beter kans vir reënbuie oor die westelike binneland en kuslyne as gevolg van hierdie stelsel ook kouer weer wat inspoel oor hierdie gedeeltes van die land. 'n Boligtrog wat vorm oor die binneland ongelukkig nie baie goed ontwikkel nie. So hierdie buie en donderbuie wat aangedui word oor die noordooste van die land is nie waarlik wyd versprei nie, net plek waar daar hierdie buie gaan voorkom. Nou ja, daarby gesels nou verder met die 2 avonturiers. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe. Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal beplan 'n sakefokus in die ooste van Pretoria in die woonbuurte Ferry Glen, Garsfontein en Moreletta Park. Soos jy besigheid daar het, bel vir Pieter en bespreek jou plek. Dit word uitgesaai op 11 Februarie 2017.
advokaat en meneer Manser, wat nou my gaste is hierso. So julle het nou wanneer het julle oor die Atlantiese Oseaan gery? Was dit verlede jaar of die jaar voor dit? 2014. Dit julle moet ons nou is die twee oseane anders? Totaal en al. Wat is anders aan die oseane? Die Stille Oseaan is net soos een groot wilde, ek weet nie hoe om dit beskryf, soos 'n wasmasjien. Dis Waar stroom kom met daai Westekus so af in Mexico toe. So in lyn met San Diego. Wow, sit net wilde sees en ons moes uit daai suidelike strome uitkom. En dit was moeilik vir ons. Atlantiese Oseaan amper een rigting. Ja. Oos na wes. En is daar ander verskille? Is daar byvoorbeeld temperatuurverskille? Is daar wat die natuur wat lewe, is dit anders? Ja, toe ons begin roei het, was dit ijskoud. Dit is By die nee, by die Stille Oseaan was dit ijskoud. Ons het 2 baadjies aangetrek. Ons wou amper nie uit die kajuit uitklim, so koud is die water ook. En hoe nader jy in Hawaii kom, hoe warmer raak die water. Ja, is ongelooflik. 27 grade is die water in Hawaii. Ja, so warm, ja. Ja, in die Atlantiese Oseaan is dit meer stabiel, wat dink jy? Maar die grootste verskil wat tussen daai twee oseane is die plastiek wat jy in die Stille Oseaan, dis elke 5 sekondes sal 'n stukkie plastiek verby ons gaan. Nie 'n klein stukkie nie, groot stukke plastiek, krate, plakkies, alles. Krate, ja. En hoekom het julle spesifiek besluit om nou daai roete te gaan roei? Dan ons wou graag by Hawaii uitkom en dis die roete wat jy vat as jy Hawaii toe wil gaan. Die plan was om die witbrood in Hawaii te hê en dit was ons wou dit besonders maak en dit is hoekom dit gekies het. Hoe lank was julle getroud geweest voor julle nou gegaan het? 'n maand. Daar trek julle nou weg. Julle was 'n maand getroud geweest. En toe is julle nou op die boot met julle witbrood na die res van die kyk as ek nou dink oor 'n witbrood, is dat dan trek sy nou mooi goedjies aan in die aand. Vertel net vir my 'n bietjie, hoe het sy haar nou gedra op die witbrood? Ja, ek is nou nie 'n mens wat nou uitpraat nie, maar ek sou sê dat vas die hou baie van Victoria's Secret. So sy het in New York, haar eerste trip het sy Victoria's Secret ontmoet. So Maar dit was nou nie my roei gedrag, my roei uitrusting nie. Nee, shame, as ons geswem het en ek is maar 'n bietjie meer skaam, ek dink as vastie en as ons die GoPro's uitgehaal het, vergeet jy die GoPro is aan en dan gaan jy toilet toe of jy's kaal of jy en dan jy oeps, jy moet afwees. So die laaste keer toe ek so van die boot weggespoel was op die Atlantiese trip, het ek mos daai GoPro in my hand gehad en ek het net my onderbroek aangehad en ek moes terug swem na die boot toe. Toe vat ek die GoPro, sit ook in my onderbroek en ek het vergeet om te stop. Ja. En toe kyk al my staf by die werk, te sien hulle en so hulle ken my baie beter as wat ek hulle moet. Wat het julle geëet op hierdie trip? Ons het gedroogde kos geëet wat jy warm water by sit, maar wat so lekker is van so 'n trip is die vis wat jy vang. En van halfpad het ons heeltyd dorade gevang en is dit? Ja, ek sê gister vir die aan. Ek kyk video footage van ons trip en ek sê, "Jessie, maar ons het lekker geëet." Veral die vars vis. Jy vang dit in die oggend en dan eet jy dit in die middag. Dit is amazing. So my werk was om my vis nader aan die boot te bring en dan vas die met die gaff wat so staan in daai groot visse. 10-15 kg visse in daai boot inlaai. En het jy al 'n manier gekry om dit vinnig op die vis te slag en uit in die vullis uit te... Ja, dit is 'n bietjie moeilik. Die boot is so klein en die vis gaan wild en is gevaarlik. Die hoeks is oral rond, dit is 'n bietjie gevaarlik, maar ek kan vas die... Ja, dit is gevaarlik op daai boot om die vis op te bring. Die hoek is nog in die vis se mond en dan sparkel die vis, jy moet net wegbly van die vis anders van die hoek en dan gaan hy in jou in. So Vertel my van hoe werk 'n dag op die see nou. Slaap julle en roei julle dwars deur 24 uur of hoe werk dit? Ons het so 'n 12 ure skof wat ons roei en ek en Rian het al lankal die besluit gemaak het. Dis jy roei nie saam nie, 1-1. Nee, ons het die besluit gemaak ons roei saam. Okay. Dit maak dit ook makliker, ons kan met mekaar gesels. Jy weet, ons gaan ons na die trip saam doen. Ons wil nie ons honeymoon een slaap en die ander een roei nie. Ja. So ons begin die oggend wanneer die son opkom, begin ons roei en vat ons so 10 minute breuke tussenin. Hoe lank roei jy op 'n slag? 'n uur? 'n uur en dan vat jy 10 minute breek. Ja. Dit is wat ons routine is. En dan maak jy eet jy 2 keer 'n dag en moet jy is dit baie harde fisiese werk? Is dit Ek dink dit is fisies moeilik, maar die grootste ding wat vir ons nie van gehou het nie was daai mental fatigue waar jy net jy kan nie dis net uur na uur na Kom ons stel dit op daarso. Net skep vinnig die kos op, laat ons net seker dat ons maag nie te veel fatigue het nie. Dan gesels ek verder met hulle.
Pinotage is 'n reg Suid-Afrikaanse produk en die top 10 Pinotage kompetisie word geborg deur Absa. Nou ja, gelukkig vandag het hulle baie lekker vars goeders hier op die stel. Niks gedroogde goed met kookwater by nie. Ek het vir ons 'n appelslaai gemaak. Hierbyn het ek gesit kappertjieblare en onthou julle ek het al vertel van komkommerkruid. Dit is nou in Engels borage. Hy maak hierdie mooiste blommetjie, kyk net daar. En sy blaartjie smaak na komkommer. Ek het dit nou spesiaal vir Dawie want ek dink hy gaan daarvan hou. Dit is so nat soos komkommer, hy smaak net so effens so. So dit gaan ek meng met hierdie appel wat ek klaar fyn gesny het en 'n bietjie van Willow Creek se balsamiese rooiwynasyn, Cabernet Sauvignon asyn en dan omdat dit somer is en lente is, vars blomme wat ons kan eet, gaan ek bysit. Klein bietjie salie, want salie gaan so goed by vark. Die gaan ek net so klein stukkies breek hierin. Nog blommetjies. Spesiaal vir die manne, Jan Harm hou ook van blommetjies, ek dink so. Ek het nog nie gevra nie, maar ek dink so. Goed. Appelslaai met heerlike vars blommetjies in. En dan gaan ons daai askoeke van my wat nou onder die oondrooster gemaak is, gaan ons gou uittoets. Gee gou kans. Daar gaan die laaste ene. Net 'n bietjie min groenigheid, so ek tel nou hier op, mors niks nie. So. Nou, kom ons al uit. Sy. Heerlik gesond en bruin en onthou, as hy uit die as uitkom, dan krap jy net die as af. Dit is gesond vir jou. Soos lava sout. Ek het net drietjies gemaak, so ek gaan vir elkeen 'n halwe gee. Die gaan ek middeldeur sny. Maar kom ons luister eers nog hoe gesels Dawie en die mansers, want dit is so interessant vir my. Ek gaan nog aan. Blood orange, truffle, koriander, Persian lime en jalapeno. Dis maar 'n paar van die gegeurde olyfolies van Willow Creek. Rian en Vaste Manser moet weer nou verder gesels. Jy het my vertel van hierdie druk, hierdie sielkundige druk wat 'n ou moet deurgaan. Hoe gee my 'n idee van waar deur gaan 'n mens. Nie net fisies nie, maar jy weet hierdie sielkundige, wat doen mense? Dit is asof jy elke sekonde aftel. So die eerste uur is ons lekker opgewonde, ons het 'n koffie gedrink en ons gesels lekker. Tweede uur minder gesels, derde uur choopstil, ons roei nou net. En is net elke 3 sekondes neem jy 'n nuwe oorstrek so. Was dit swaar vir jou ook? Nee, dit was verskriklik swaar. Dit is my, ek dink baie erger as vir Rian, want Rian is, ek weet nie, Rian aanvaar goeters en dan doen hy dit. Dit is net, ek dink vir my is dit erger geweest, want al wat jy sien is die see, jou omgewing verander omtrent nooit nie. Jy kyk net na dieselfde ding. ding. Jy het vir die mense gesê kom haal my, ek wil nie meer nie. Nee, ek wou nie gesê het nee. Is jy ook nou 'n avonturier? Nee, ek wil nie. Nee, ek is nie 'n avonturier nie. Ek hou net daarvan dis my groot voorreg om iets saam met Rian te doen. So, dis nie my beroep nie. Maar julle het nie net hierdie ding gery nie, julle het hierdie ding gerooi in 'n rekordtyd. So ongelooflik. Halfpad het ons van Suid-Afrika af gehoor, ons is op rekordtyd. Ek dink ons belaglik man. Ons roei, dis ons witbrood. En 2 weke na dit, hier is ons op die wêreldrekord, die tyd wat 4 ouens nou gestel het. So is dit 'n soort van 'n gewilde roete hier? Nee, net in geskiedenis wat mense al probeer daai tyd. Baie mense vat so 60 dae daar rond, nee. Ja, maar dis nie so 'n gewilde roete nie. Daar's nie baie mense wat die Stille Oseaan al geroei het nie. So 30, dink ek. En hoeveel dae het hulle gery in totaal? 39 dae. 39. Raak mense dik vir vis na 39 dae? Nee. Wat volgende? Nee, ek wil huis toe gaan. Ons was nog nie by die huis nie, so ons wil huis toe gaan definitief. Ja, ons sien uit om ons honde en ons katte en ons vark te sien. Vark ook by die huis? Ja. Was jy nog glad nie by die huis? Nee. So hierdie is 'n scoop vir ontbytsake. Maar dan moet tog praat julle oor 'n volgende ding. Praat julle of is dit nou net kinders? Nee, ek dink die eerste ding is kinders, maar iets soos Louise gesê het, as jy sweets begin doen dan voel dit, ek weet nie hoe dit vir jou moet wees nie, want jy doen baie sulke goed, maar dit is asof iets jou terugroep. Ons praat al reeds oor ietsie, maar dis maar net gesels. Ons wil eers huis toe gaan. Ons moet ook werk en hierdie goeders is nie verniet nie. Ons betaal, dit kos baie geld om hierdie trips te kan doen. So ons het ook baie werk. Gelukkig het baie mense al vir ons geboek om by hulle te kom praat, by hulle corporates te kom gesels, wat ook 'n voorreg is, maar
Sjoe, ek wil nie planne hê tot volgende jaar nie. So hoe kom julle op 'n plan af? Of hoe kom hy op 'n plan af? Is net eendag word hy wakker en sê nou gaan ek dit doen. Nee, ek dink hoe gebeur dit? Rian is 'n goeie storieverteller en hy's ook 'n goeie ek weet nie jy dink aan goeie idees wat jy weet mense wil hoor hoe was julle honeymoon? Nie net jy het oor die oseaan gaan roei nie. Jy het gaan oor die oseaan roei vir jou honeymoon. Dit is mos nou interessant. So ek dink Rian het 'n goeie Dawie, die hele ding is storie vertel en as ons nou vir mense sê kyk wat ons gedoen het, ons was groot en sterk en ons het dit alles aangepak en ons nee, sit oor die oseaan geroei, ja, maar dit was die storie is dat dit ons witbrood is. So mense van Engeland sal sê hoe sterk hulle was om oor die oseaan te gaan. Ons as Suid-Afrikaners sê ons was net op witbrood. Dis 'n lekker storie. Jy verstaan dat mense kyk nie hulle sê ek weet dan nie of mense normaal is nie. Maar jy kan ons nou sien ons is normaal. Nee, ek dink dit is heeltemal normaal. Ek het nou net so beeld in my kop lus hierdie bootjie tipe van julle moet so carry-cot af. Nee. Hey, ons het 'n droom, ons het regtig hierdie keer het ons weer daaroor gesels. Ons het gesê ons wil 'n boot hê en ons wil ons kinders eendag die wêreld kan beleef en op 'n seilboot kan jy dit regtig doen. Kan jy dit wel? Ons het kyk gou hierna, ons speel gou vir ietsie wat julle op daai bootjie waarin julle gery het. Vertel my vanmiddag, waar is dit en was dit naby aan die einde gewees? Ek kan nie sien dit was 2 dae voordat ons dit was eintlik vroegoggend ek het uitgegaan om ietsie reg te maak. So waar jy nou die voëls daar sien, het ek net my kopliggie aangehad. Ek was besig om daar te werk en die branders het die boot opgetel en toe ek net my kop so lig, sit hierdie voël met sy gesig so en daar, hy het nie geskuif nie. Vir 4-5 ure het hy daar gesit. Ek dink hy wou kos hê. 2 rylopers gehad. Ja. Daar by julle gesit. As mense so baie naby aan mekaar is wat julle nou het, dan raak mense seker ook weet nader aan mekaar, want jy is so naby aan mekaar. Leer mense mekaar baie goed ken op so 'n tripie. Want ek meen daar's niks geheim nie, nie op baie tripie nie, want julle is so by mekaar. Nee, ek dink jy kan anders nie. Jy is heeltyd by mekaar. Ons is baie by mekaar. Ons spandeer baie tyd saam. Al is ons nie op die boot nie. So ek dink ons ken mekaar goed. Maar Dawie, weet jy mense sê don't sweat the small things. Don't sweat the small things. Ons kan almal daaroor saamstem. Maar op hierdie trip, laaste 2 trips het ons dit regtig geleer. People sweat the small things. Nie nodig nie. Luister, ek moet nou klaar maak. Ek dink julle is absoluut amazing hoor. Ek dink wat julle gedoen het is absoluut wonderlik. En ek dink dankie. En ek dink julle is 'n voorbeeld van hoe om enigiets gedoen te kry. Dit hoef nie noodwendig swaar te wees of moeilik te wees nie, maar jy moet net iets doen en soos jy gesê het, mense moet net die eerste treukie neem. Dankie julle vanoggend. Dankie dat ons dit draai gemaak het. Nou, ons kyk nou na 'n musiekvideo van Josef na die reën en hy sing vir altyd en as dit tyd om te sê kom by. Ligblou skakerings, vandag breek is weer eens tweede prys. Iewers mis ek uit, op dagbreek saam met jou. Die klere verander, alleenheid lig anker uit die see. En vertrek op reis om weer by jou te wees. Vir altyd is 'n lang tyd om te leef sonder jou. Vir altyd is 'n lang tyd om te lewe sonder jou. Die lewe se stroom laat my wonder, is daar ooit 'n kans dat ek genoeg sal wees, dat ons dit sal maak. Nog altyd gedink is te min om net te swoeg en niks te leef. En ek weet daar's iets in jou wat dit ook weet. Vir altyd is 'n lang tyd om te leef sonder jou. Vir altyd is te min tyd om te lewe saam met jou. Dit is heerlik hoor. Dit is 'n vleis man. Dit is so bly. Ons het elke dag so geëet. Dan het julle draai gemaak het hierso.
was En baie dan lekker. na julle volgende avontuur moet julle weer daar kom maak. Baie dankie. Vertel ons net wat julle volgende avontuur. Dit was vir ons 'n groot voorreg. Hier's 'n voorskoot vir jou bietjie vir in die kombuis. Of as jy iets wil maak vir vas, die hele kry baie lekker wyne vandag. Hierdie twee wyne is pas aangekondig as twee van die top 10 pinotages in Suid-Afrika. So ons wil graag dit vir julle gee. Moet julle by ons kom kuier dit. Baie dankie. Ek moet vir jou sê, Rian, as jy weer 'n avontuur wil doen, moet jy vir David saamvat nie. Baie slim plan. Maar dink nie toe baie plek sal jy op daai boot het as ou duimpie saam met jou. Wel klein plekkie wat jy vat. Jy kan hom maar op die punt sit saam met daai twee voels. Sluk pappa, sluk, dis kwaai. Okay. Dis vir jy sal oorleef. Nou volgende week is ek nou nie hierso nie, maar julle is in goeie hande, behalwe vir Jan Harp natuurlik. Ek weet nie van julle wat weet nie, maar Awesome is eintlik onsagwekkend. So dit was onsagwekkend om julle hier te hê. Ja, te danke aan Frans Bloof, ek het op sy Facebook gesien. Dis natuurlik ook vandag Erfenisdag of Braaidag, wat jy nou jou kan vier, maar happy Erfenisdag. Lekker volgende week kuier ons saam met die sangeres Elis Matron. Dis 'n nuutste country serie pas bekend gestel is. En in 'n sake fokus kuier ons in die Helderberg in die Wes-Kaap en kyk na besighede in Somerset Wes, Strand en Gordons Bay. Nou terwyl julle hierdie twee wyne het met julle die resep gaan probeer en sê tog vir my, pas dit albei. Kos en wyn, heerlik. Heerlik. Ja, witbrood. Dankie. Op julle witbrood. Dankie. Dankie julle. Absoluut. Tata julle, sien julle volgende week.